jaar 3 leerpapiere vir kwartaal 4. Veiligheidsreëls in die werkswinkels. Werkswinkel veiligheidsreëls sluit in die dra van gepaste persoonlike beskermende toerusting, PBT, soos veiligheidsbrille, die vermyding van losklere en juweliersware en die handhawing van 'n skoon en georganiseerde werkspasie. Volg altyd 'n korrekte prosedures. Hou gereedskap in 'n goeie toestand en moet nooit masjinerie gebruik sonder behoorlike opleiding as jy afgelei of gestremd is nie. Wees bewus van jou omgewing. Werk nooit alleen aan potensiële gevaarlike take nie en ken die ligging van noodtoerusting. Die persoonlike beskermende kleredrag. Dra gepaslike persoonlike beskermende toerusting, jou PBT, dra altyd veiligheidsbril en gebruik gehoorbeskerming, handskoene en maskers soos nodig vir die taak. Trek veilig aan, vermy losklere, juweliersware en lang hare wat in masjinerie kan vashak. Rol lang moue op en bind lang hare vas. Dra behoorlike skoene. Gebruik stewige skoene met toon soos staaltoonstewels om jou voete te beskerm. Werkspasie en organisasie. Hou dit skoon en georganiseerd. 'n netjiese werksruimte verminder die risiko van gly, struikel en val. Maak gemorste goed onmiddellik skoon en berg gereedskap behoorlik. Verwyder afleidings, sit jou foon weg en fokus op die taak wat voorlê om ongelukke te vermy. Handhaaf en veilige omgewing. Maak seker dat daar 'n voldoende ventilasie is en hou vlambare materiale behoorlik gestoor. Masjinerie en gereedskap. Moet nooit alleen werk nie. Vermy om alleen in 'n werkswinkel te werk, veral wanneer jy masjinerie gebruik. Gebruik gereedskap korrek. Gebruik gereedskap altyd vir die bedoelde doel en in ooreenstemming met die instruksies. Moet nooit beskadigde of tydelike gereedskap gebruik nie. Hou toerusting in 'n goeie toestand. Inspekteer gereedskap en masjinerie voor gebruik en onderhou beskermings op alle masjinerie. Moenie sonder opleiding werk nie. Moet nooit 'n masjien gebruik waarvoor jy nie opleiding ontvang het nie. Vra altyd vir hulp as jy onseker is oor hoe om 'n gereedskap of stuk toerusting veilig te gebruik nie. Volg prosedures. Skakel masjinerie af en sluit dit uit voordat u aanpassings of herstelwerk doen. Hou hande weg, bly werksaam en hou hande weg van alle bewegende roterende dele van die masjinerie. Noodgereedheid. Ken noodprosedures. Wees bewus van die ligging van noodstopknoppies, noodhulptoestelle en brandblussers. Rapporteer probleme. Rapporteer onmiddellik enige foutiewe toerusting of onveilige toestande aan u toesighouer. Hanteer beserings dadelik. Kry onmiddellike noodhulp vir enige besering en stel iemand in beheer in kennis. Metings. Om 'n lyn te meet, bring die nulmerkie van die liniaal in lyn met die een kant van die lyn en lees die meting van die ander kant met behulp van die korrekte skaal, sentimeters of millimeters. Gereedskap. Houtwerkgereedskap sluit in sny en vorm gereedskap soos handsaag, bytels en handskawe. Meet en merkgereedskap soos maatbande, winkelhakke en potlode. Indryfgereedskap soos hamers en skroewedraaiers.
boorgereedskap soos bore en slutte en houtgereedskap soos klampe en bankskroewe. Algemene handgereedskap vir beginners sluit in saag, bytels, hamers en maatbande. Sny en vormgereedskap. Handsaag word gebruik om vir die sny van hout. Dit is baie variasies soos kapsaag en dwarssaag. Bytels. 'n gereedskap met 'n skerp lem vir die sny op kerf van hout. Handskaaf word gebruik om grove stukke hout plat te maak en die dikte daarvan te verminder en die gladde oppervlakte daarvan te gee. Figuursaag, 'n kraggereedskap wat vir ingewikkelde geboogsnitte gebruik word. 'n versteksaag is 'n kraggereedskap vir die maak van akkurate hoekige snitte. Meet- en merkgereedskap, soos 'n maatband, maak noodsaaklik vir die meet van materiale vir projekte. Kombinasiehoek is 'n veelsidige instrument vir die meet en merk van 90 tot 45 grade hoeke. Raamwerkhoeke word gebruik om regte hoeke uit te lê en te kontroleer. 'n Merkmes is 'n skerp en presiese lyn vir die sny van 'n bytel. Ry en slaangereedskap. Die klouhamer is 'n handgereedskap om spykers in te dryf en uit te trek. Skroewedraaier word gebruik om skroewe in te draai of vas te trek. 'n hamer met 'n kop gemaak van sagter materiaal soos hout of rubber wat gebruik word om ander gereedskap te slaan sonder om 'n oppervlak te beskadig, soos 'n buitelhandvatsels. Veiligheidsgereedskap. Handboor. Vervelige gereedskap, Handboor, soos 'n elektriese boor ook, gebruik vir die boor van gate. Handbore kan handmatig wees terwyl elektriese bore kraggereedskap is. Stut en boorpunt is 'n handgereedskap vir die boor van groter gate. Hougereedskap. Geetklamp, 'n klamp met 'n G-vorming wat gebruik word om stuk hout bymekaar te hou terwyl gom droog word. Die bankskroef. 'n bankskroef word aan 'n werksbank geheg om die werkstuk vas te hou. Handskroefklem. 'n tipe klem met houtkake en skroefmeganismes met 'n wye reeks klemdrukke en kakeopeninge toelaat. Gebruik die gegewe tekening van 'n karkas om 'n materiaallys op te stel met behulp van dik 2 mm randwerk. Ek sal vir 'n rukkie die projek of die papier hier los dat jy kan lees en kan sien wat geskryf word, sodat jy dit kan afskryf en dit kan leer. Dan, die volgende punt, bereken die oppervlakte van 'n rak in 'n geboude kas met die volgende groottes, van 'n lengte van 150 mm en 'n breedte van 60 mm. Om die oppervlakte te bereken, is dit lengte maal breedte. So jy gaan vat 150 mm maal 60 mm. Jou area is jou lengte en jou breedte. Soos jou area is of jou lengte en jou breedte is, gaan dit wees met die 150 maal 60 mm wat gaan wees 9000 vierkante millimeter. Dan bepaal of bereken die kubieke volume van 'n stuk hout met afmetings van 240 mm in lengte
50 mm in breedte en 50 mm in dikte. Jou volume is dan lengte maal breedte maal dikte, wat gaan wees 240 maal 50 maal 50. Dit is dan 'n antwoord van 640 kubieke meter. Nee, kubieke millimeter, sorry. 4 soorte deure: paneeldeure, randdeure, skuifdeure en dubbeldeure.